So is hulle gereed vir die woord. Julle is welkom, ons bederf julle om dit op die bord te sit, maar het is ook goed om jou eie Bybel te hê en saam te lees in jou Bybel en die aantekeninge en die merke te maak. As jy iets mis, is dit ook beskikbaar na die tyd op ons YouTube kanaal of op ons Facebook is die link of op die kerk se status sit hulle die link. So ja, ons maak gebruik daarvan, versprei die woord. Dis vir ons 'n voorreg om die woord te bedien. So ek begin vanoggend met die gedeelte in Matteus 1 vers 23 en dis waar Josef, Maria se man, 'n droom gekry het en die engel met hom gepraat het oor sy verloofde wat swanger is, wat 'n maagd is en swanger geword het. En ons glo en ons verklaar dat Jesus is gebore uit 'n maagdheid. Maria is bevrug deur die Heilige Gees. Dis 'n geestelike konsepsie wat plaasgevind het in haar moeder se skoot. Dis die woord wat lewend geword het. Die engel het oor haar kom spreek, sy het 'n woord ontvang van Here af en die woord en die Gees het die bevrugting gedoen en Jesus is gebore. En die woord kom in Matteus 1 vers 23 en is 'n aanhaling uit een van die profete in Jesaja 7 vers 14. Hy sê, kyk, die maagd sal swanger word en 'n seun baar en hulle sal hom Immanuel noem. Dis so 'n mooi naam. So 'n kragtige naam. So dinamiese. Nou, wanneer ons praat van God, is God so wyd, soos ek nou gesê het, hy's onmeetbaar, onverklaarbaar. Daar's soveel name van God uit die Hebreëse en die Griekse taal. En daar's 'n rede vir al die name, want omdat God so onbeskryflik is, het hy soveel verskillende name wat hom kom beskryf en wie hy is en wat hy doen. En hier is ons een van die beskrywings weer, die naam hierso Immanuel is die Griekse woord wat nou geskryf is, maar wat eintlik ontvang is vanaf die Hebreëse woord wat net met 'n I, nie met 'n E gespel is in die Ou Testament, en dis Immanuel. En dit beteken, as dit vertaal word, God met ons. Dis die boodskap. Dis die geboorte wat Maria geskenk het aan 'n seun. En die boodskap aan hierdie seun se naam, God met julle. En as hy dit kon verklaar, weet ons dat daar was 'n dispensasie in die Ou Testament wat God nie met die mens was nie. Daar was 'n afstand tussen God en die mens. Weens die sondeval, God kon nie in direkte verhouding met die mens staan nie. God het met die mens gewerk op 'n hele ander manier. Hy het deur profete met die mens gewerk. Maar hier is 'n nuwe boodskap wat gebore word. En hierdie boodskap is hierdie verklaring: God is nie meer ver nie. God is nie 'n afstand, daar is nie meer 'n afstand tussen ons en hom nie. Hy is, en hier is die boodskap, God met ons. God met ons. Ek loop in die week in 'n skoolterrein, en op die skoolterrein is daar nou bordjies wat hulle nou oral op die skoolterrein sit, wat ek weet 'n boodskap is na die kinders toe van die skool. Ek gaan nou nie die name en die skole se name noem nie. Maar die bordjie is dit nou een van die skoolliere met skoolklere aan, op die bordjie 'n foto. En dan onderaan is daar 'n groot slagspreuk wat sê, wees die ideale, en dan die skool se naam. Wees die ideale. En dit is baie so mooi. En nou dink ek, en ek wens ek was daar vlieg teen die muur toe die hoof van die skool nou hierdie verduidelik het en dit nou blootgestel het, en ek moet dalk net 'n bietjie vra, kan hulle my vertel, maar hoe lyk die ideale leerling van daai skool in die oogpunt van daardie skool? En ek glo dit is gebaseer op die skool se waardesisteem. Ek seker daarvan as ek die skool gaan vra, gaan hulle sê, wel, die ideale leerling vir ons lyk soos volg, en hulle gaan 'n paar waardes daai wat hulle wil hê dat hulle leerlinge moet openbaar en uitleef, om dan te sê, maar as jy so optree in hierdie karakter, is jy een van ons ideale leerlinge. Nou die woord ideaal, het ek gaan kyk wat beteken dit, en as jy hom eintlik direk net gaan vertaal, en gaan kyk wat die betekenis in die verklarende woordeboeke is om eintlik net perfek te wees. Om die perfekte een te wees. So naas moontlik aan wat dit veronderstel is om te wees. Dis wat die woord ideaal beteken. So ek wil volgende vra, as ons nou dink aan hierdie woord ideaal, mevrou, hoe lyk die ideale man aan jou sy?
Hoe lyk die perfekte man? Nou, daar vat 'n vrou so aan haar man. Jy's 'n gelukkige man. Ek sien julle. Hoe lyk die ideale man vir jou? Meneer? Hoe lyk die ideale of die, met ander woorde, perfekte vrou dan? Ek het eendag 'n jong man gehad wat by my kom stil sit het. Hy was nog ongetroud, hy's vandag, dink hy's nog getroud, maar hy kom sit by my stil en nou het hy so 'n papiertjie wat hy uithaal. Want hy was nou 'n jong man wat nou weet ons, ek dink die Afrikaanse term is vlek sleep. Weet nie ons kinders, ek weet nie of nog daai term verstaan nie. Ek weet nie wat hoe kom sleep jy vlerk nie, verstaan nie. Hoe werk dit met vlerksleeping? Ek sien my voel as ek het so voel in 'n hok en daar's een wat heeldag agter die wyfie sy vlerk net aansleep. Die arme siel. Hy is al moeg vlerk gesleep want die wyfie wil nie stil staan nie. Soms moet jy 'n bietjie stil staan, mevrou. Okay. Sodat ons resultate kan sien. Want sy nie gaan stil staan nie, gaan ek nie eiers kry nie, verstaan. Maar hier's 'n preek op sy eie, amper. Ek gaan 'n ander dag daaroor preek. Laat ons weer 'n bietjie stil staan. Okay, en resultate kan kweek. Maar jy's nou het julle my heeltemal van my storie af. As 'n jong man met vlerk sleep, né? Nou kom het ek daaroor gepraat. Oor die lysie. Dankie Anne-Marie. Julle, ek bly julle luister. Ek luister nie na my eie preek nie, so ek vergewe die wat nie altyd luister nie, ek luister. Maar die lysie, nou het hierdie lang lysie, dan sê hy, dis hoe sy moet lyk, en dis hoe sy moet wees. Jog, en dit is nogal 'n lywige lysie. Intense lyfie, en hy het al die lysie, nie lyfie nie, lysie. Ja. Waar is julle koppe vanoggend, kerk? Ek dink daar was seker 'n lyfie tussenin ook gewees. Okay, hoe die alles moet lyk en die shape, hulle sê, as verskillende shapes mos, maar so en hy het hierdie lys. En ek sê vir hom, "Wow, dis 'n wonderlike lys hierdie." En van dit natuurlik is woord gebaseer want hy's 'n jong man wat die Here dien en so aan. Ek sê nou, Boeta, ek wil jou vandag vra as sy nou hier voor my moet sit, die ideale een vir jou, die perfekte een vir jou en sy moet ook so 'n lysie hê. Gaan jy kwalifiseer volgens hierdie lys wat jy opgestel het? En so vinnig, maar seker het hy so daai lysie gevat en hom so begin opvrommel, want ek het geweet, hy self bly nie by hierdie lysie soos wat hy daar opgestel het nie. Maar dis die ideale een, dis die perfekte een vir hom. Nou iemand het eendag so mooi gesê, en dit het eintlik soveel vryheid gebring, dat ek het hoor, te sê, die perfekte man is die een wat nie van sy vrou verwag om perfek te wees nie. Die perfekte vrou is die wat nie van 'n man verwag om perfek te wees nie. En hier is die ding vanoggend, dat ons is deur 'n tyd en ons is in 'n seisoen, is 'n interessante seisoen in die kerkwêreld, 'n interessante seisoen in die geestesrelm reg oor die wêreld. En daar's verseker baie intensiteit aan die kom en besig om te gebeur. Ek glo ons staan in die voorhand van baie intense dinge wat gaan gebeur. En een ding is verseker, dat ons moet gereed wees vir wat kom. Want die intensiteit van dit wat besig is om te gebeur en dit wat nog kom, jou gereedheid gaan bepaal wat die effek op jou lewe gaan wees, want so maklik kan ons nie gereed wees nie. Daar's 'n klomp goed wat gebeur reg oor die wêreld, maar 'n klomp goed wat besig is om te gebeur in ons land, goed wat besig is om te gebeur in die kerkwêreld, en die vraag op die einde van die dag wil ek vir jou vanoggend vra, hoe lyk die ideale kind van die Here? Hoe lyk die ideale kind van die Here? Vrydagoggend het ons 'n lekker gesprek hier by die manne gebed gehad, en 'n ideale man is een wat Vrydagoggend kom bid. Ek wil net van die manne dit sê. Okay, al die man sê, die wat hy was, nee. Okay, so, ons vra die vraag, want die woord sê, in Romeine 8 sê hy, die wat deur die Gees gelei word, hulle is kinders van God. Hoe lyk dit? Hoe lyk 'n lewe wat deur die Gees gelei word? En dit was nogal 'n lekker gesprek, en ons kon met mekaar praat om te sê, maar hoe lyk 'n persoon wat deur die Gees gelei word? En ons het op die gesprek gehad oor, wat is die verskil tussen Gees vervuld en Gees gelei? Is daar verskil, is daar nie verskil nie? Daar kan 'n verskil wees, want Paulus moes hoeveel keer vir Gees vervulde mense skryf om weer hulle lewe in orde te kry. Wat Gees vervuld was, maar nie Gees gelei was nie.
Want as jy gelei word, het jy oorgegee. En die vraag vanoggend is, wanneer ons praat oor hierdie woord, ideaal, hoe lyk die ideale kind van God? Hoe lyk die ideale man vir sy vrou? Hoe lyk die ideale vrou vir haar man in die konteks van die woord van God? Hoe lyk die ideale kinders? Wie van julle het perfekte kinders? Is dit net die pastoor se kinders wat perfek is? Ek is so jammer dat julle kinders nie perfek is. Is jou kinders die ideale kinders? Dit hang af met wat se oë jy kyk. Ek vra nie vanoggend as hulle toppresteerders nie, ek vra nie vanoggend of hulle presies gehoorsaam is nie, ek vra vanoggend, hoe lyk daardie ideale kind van die Here? En daar's 'n groot uitdaging wanneer ons hierdie vraag vra. Want nou ondersoek jy jouself, en ek dink in die seisoen wat ons was, hierdie afgelope week, en dis ook maar ek nou gesê het, is goed om julle, goed of nie goed om julle almal te sien nie, want Vrydagoggend het een van die mans die aanmerking gemaak, en sê ek is so bly die pastoor het vanoggend opgedaag, want as die pastoor nie was, het ons moeilikheid gehad. Want dan was hy moontlik weggeraap en ons is nie hier nie. So ons is bly te sê, dankie vir die kompliment, okay, maar as jy dit meet aan my, weet ons bly mense. En hier is die ding, en ek beleef net mense se emosies, en ek beleef net mense se gesprekke oor hierdie hele konsep van die wederkoms van Jesus Christus. Oor die konsep van die wegraping en die datums, en ek wil vanoggend tog tyd maak om 'n bietjie by dit stil te staan, want dit is nodig dat ek jou kom leer uit die woord van God uit, want daar's baie goed wat gesê word, baie motiewe wat getoets moet word, baie dinge wat ripple effekte het wanneer ons mense het wat uitlatings maak, en dit vat aan ons geesmens, dit vat aan ons geloof, dit vat aan ons doene en ons late. Ons optredes word beïnvloed deur uitlatings wat mense maak. Nou, ek weet die datum is nou verby, maar ek het dit gaan uitwerk en ek het dit gaan ooruitwerk, en dis toe nou nie die 23ste September nie, dis die 23ste Oktober. So ons moet net 'n maand langer wag. Want die rugby telling was hierdie week anders as laasweek. OK. So ek wil nie, en hier is die ding. Ek het gaan luister na van hierdie goed wat gesê is. En ek wil volgens vir jou sê, met 80% stem ek saam. Die een ding waaroor ek nie saamstem nie, is die datum. En ek gaan volgens vir jou wys, en ek wil hê jy moet weet, maar wat ek oor opgewonde is dat daar's iewers 'n wake-up call, as ek die woord kan gebruik, vir die kerk en vir die kinders van die Here. En ja, soms vat dit passievolheid, en soms vat dit dalk bietjie onwysheid, maar net solank het ons weer tot ons sinne ruk, wil ek sê as die vrug okay is, die metode om goeie vrug op te lewer, kan ons altyd bevraagteken. Maar wat sê Jesus self? Wat sê die woord? Kom ons gaan na die woord toe, en ek kan vanoggend verseker nie na al die skrifgedeeltes toe gaan nie. Ek kan vanoggend nie met jou elke gedeelte deel nie, want dis 'n weke aan een kursus en preke wat ek gaan moet preek, maar ek gaan van die stukke net uithaal, en ons gaan saam net deur dit werk, want hier is die ding, wat se emosies het jy beleef toe jy besef, hoor jy, dit kan dalk vandag wees, die wederkoms van die Here kan dalk vandag wees, as jy geluid hoor of weerlig hoor, dan dink jy, is dit nou dit, of as iemand 'n trompet blaas, is dit nou dit. Ek seker van meeste van ons het 'n paar emosies beleef op die dag. Die oggend opgestaan is, Here, is dit nou die dag? Want dis voorspel. Kan dit nou die dag wees? Wat as hulle reg was? Wat as dit reg was? Wat dan? Sou ek en jy gereed gewees het? Jesus maak die stelling in Matteus 24 vers 36. Maar van die dag en die uur, dis in die konteks wat hulle hom gevra het, Here, wanneer gaan hierdie dinge gebeur, want hy sê dat hy terugkom. Hy sê die dag en die uur weet niemand nie. Hoeveel is dit? Is daar sekere uitverkorenes wat sal weet en wie die Here uitkies om net aan hulle dit te deel? Niemand nie. Ook die engele van die hemele nie. Maar net my Vader alleen.
Net my Vader alleen weet wanneer die dag en die uur is. So ek dink, kom ons kry dit uit die weg uit. As daar enigstens 'n plek is wat jy hoor dat iemand waarsku van die wederkoms van Jesus Christus en hulle dag en 'n tyd bysit, 'n datum insit en 'n tyd bysit, dan moet jy sommer klaar weet, dit is nie gebaseer op die waarheid van die woord nie. Daar's somme wat gemaak word en somme wat nie gemaak is nie, maar die somme het nie heeltemal sin gemaak nie. Maar dat daar 'n passie is en dat die realiteit is dat Jesus weer kom, is 'n waarheid. Mense het baie vrae oor wegraping, gaan dit gebeur, gaan dit nie gebeur nie. Nou, dis 'n intense, in-diepte studie, dis 'n baie teologiese studie wat jy moet gaan maak as jy dit wil gaan maak, wat mense baie maklik kan verwar, en dis hoekom ons as gemeente nie baie sterk fokus op die lering van die eindtyd nie, want daar is nie 'n sekerheid in die lering nie, daar's 3-4 hoofstrome van leringe, wat al 4 bewys kan word, ook of nie bewys kan word nie. Daar's leringe wat sê dat dit al reeds gebeur het. As ek direk gaan lees, en dis nou direk net in die vertaling gelees in Matteus 24, weet ons, lees ons van die konsep van die wegraping, maar die woord wegraping word nêrens in die Bybel gebruik nie. Okay? Maar is een word aangeneem en die ander word nie aangeneem nie. Dis wat die ou vertaling se woorde gebruik is. En weet jy dat Jesus die verklaring maak dat al hierdie dinge gaan gebeur terwyl hierdie geslag nog leef? Weet jy wat sy stelling maak hy? So almal wat vir my luister, hierdie dinge gaan gebeur voordat hulle sterf. Dit kan verwarring bring. Dalk het daar, ek sê nie dit het nie, dalk het daar al 'n wegraping wat almal van praat plaasgevind, maar niemand sal weet nie, want die wêreld het baie verander. Dit sal dalk geskiedenis gewees het, of sal ek opgeskryf het, dalk het dit nie gebeur nie. Ons weet nie, ons is nie seker oor dit nie. Maar kom ons gaan lees, en ek het gekyk na, want hulle sê uit die mond van 3 getuienis sal 'n saak vas staan. So ek het uit 3 monde gaan kyk wat vir ons kom leer oor die tyd en wat vir ons kom sê, wat is ons verantwoordelikheid in die wete dat Jesus kom, saam met die onsekerheid oor wanneer die dag en die uur is. So wil jy vanoggend saam met my net gaan kyk dat ek en jy vandag hoor wat die woord van God sê, wat die Gees van die Here vir ons sê, want die belangrikste hoofverantwoordelikheid in jou lewe is die volgende. Jy moet sorg dat jy gereed is. Ons het die begin van die jaar begin met 'n reeks oor gereed. Is jy gereed? Nou kom ons gaan lees eerste wat sê Petrus. Petrus het saam met Jesus gewandel, het in sy brief aan die kerk het hy geskryf, en hy meld ook Paulus in die brief. En nou kom ons gaan lees 2 Petrus 3 vers 8 tot 14. Wat sê Petrus vir my en jou as kerk? Want onthou, die briewe is aan die kerk geskryf, so ons aanvaar dit asof dit vir ons geskryf is, want ek en jy is die gelowiges, die volgelinge van Jesus Christus. Ons is sy kerk. So die briewe is vir ons direk ook geskryf. Hy sê, maar laat hierdie een ding julle nie ontgaan nie, geliefdes, dat een dag by die Here soos 1000 jaar is en 1000 jaar soos een dag. Moenie dit probeer uitredeneer nie. Dis vir jou menslik onmoontlik om hierdie uit te redeneer. So wat wil Petrus sê? Onthou, God is nie vasgevang in die dimensie van tyd nie. Jou hele lewe, ons leef as mens op hierdie planeet aarde in die dimensie van tyd en afstand. Alles gaan oor tyd en afstand. Wat bepaal tyd? Die spoed wat die aarde draai. Dit bepaal ons tyd. Die aarde draai toe nie om jou nie. Hy draai om die son. Maar dis nie die tyd wat hy om die son gaan doen, dit is wat die jaar bepaal, maar die spoed wat die aarde in die rondte draai, 24 uur om reg in die rondte te draai, dis wat ons tyd bepaal. God is nie op hierdie planeet vasgevang, dat hy in die dimensie van tyd vasgevang is nie. 1000 jaar soos 'n dag en 'n dag soos 1000 jaar. Ons kan nie God kom voorskryf met datums en tye en ure nie. Hy's groter as tyd. Hy's buite die dimensie van tyd. Dis vir ons onverstaanbaar, want ons is geskape in 'n dimensie van tyd en afstand. Alles is tyd en afstand. Jou kar het so meter op wat vir jou sê, jy ry, jy gaan hierdie afstand af lê in soveel tyd. Want ons hele lewe draai rond. As jy beplan jou lewe rondom tyd. Wat is ons grootste uitdaging vandag? Wat is ons kosbaarste kommoditeit vandag? Is
Tyd. En dis asof dit al hoe minder raak elke jaar. Wie van julle voel so? Ek het nou die gesprek en sy sê, maar dis asof mense al klaar net die jaar wil klaarmaak. En daar's nog 'n hele kwartaal oor. Maar die jaar is al verby. Nee, hy is nog nie verby nie. En hoekom moet ons die einde van die jaar in 'n mode ingaan wat ons nou alles maak nou net klaar? Weet jy, daai sekondewyser hou nie op tik 31 Desember 12 uur die aand nie. Hy gaan maar net aan na die volgende dag toe, of jy nou feesvier of nie feesvier nie. Tyd gaan aan. So laat ons hierdie ding net, laat dit nie julle ontgaan nie. God is nie vasgevang in ons dimensie. Die Here vertraag nie die beloftes, so sommige dit vertraging ag nie. Maar hy is lankmoedig of geduldig oor ons. En wil nie dat sommige moet vergaan nie, maar dat almal tot bekering moet kom. Wat is God se wil? Vir almal om tot inkeer te kom, om hulle te bekeer tot hom. Dis hoekom God geduldig is, want hy weet, hy wag vir die oomblik waar daar soveel as moontlik mense gereed sal wees vir die wederkoms van Jesus Christus. Maar die dag van die Here sal kom, hoe? Soos 'n dief van die nag, waarin die hemele nie met gedruis sal verbygaan en die elemente sal brand en vergaan en die aarde en die werke wat daarop is sal verbrand. Hierdie planeet gaan verwoes word. Die elemente, dit praat van sterre, ek glo dit is meteoriete en dinge wat daar buite in die hemel is, dit gaan brand, dit gaan die aarde kom brand, dit gaan die aarde kom verwoes. Ons weet in die dag van Noag was dit die water gewees, maar in die laaste dag voor Jesus kom, gaan dit vuur wees. Wat Paulus hier kom skryf, Petrus kom skryf in sy briewe. En weet jy, die wonderlike is, ek na die dag toe ons die gesprek gehad het, sê ek vir iemand, dis my so wonderlik, want ek eendag net voor die Here sê, Here, hoe verskriklik gaan dit wees, as alles net brand. Want dis wat kom. Alles gaan brand in hierdie aarde, want onthou, hierdie is 'n vervloekte planeet. Ons gaan nie meer op hierdie planeet wees nie. God gaan hierdie planeet verwoes, omdat dit 'n vervloekte planeet is. Hy is vervloek as gevolg van die sondeval. Moet ek en jy bekommerd wees oor die vuur? Nou, daar was 3 manne gewees. Sadrag, Mesach en Abednego. Toe hulle in die vuuroond gegooi word, toe die vuur nie eens aan hulle geraak nie, toe hulle uit die oond uitkom, toe hulle nie eens geruik na vuur. Maar die ongeregtiges wat hulle in die vuur gegooi het, hulle het verbrand. So vir mense wat nie gelowig is nie, wanneer ons hierdie dinge luister en lees, hierdie dinge beleef, en dan kyk, raak bekommerd, en hulle raak vreesagtig, en as daar vrees in jou hart opgestaan het, jy gehoor het, maar dit sou hierdie week gewees het, moet jy jouself gaan ondersoek, om te sê, Here, hoekom is daar vrees in my hart ingekom? Ek hoor, u koms is naby. Reg in 'n gesprek, toe vra iemand my, maar sê die Bybel nie ons moet 120 jaar leef nie. Nou my reaksie onmiddellik is, vir wat wil jy so lank hier bly? Jy sien hoe lyk iemand wat 120 is? Okay. En nie, ek doen dit nie lelik nie, maar weet jy wil jou beste lewe lewe en ek en jy moet homesiek wees. Hierdie is nie ons huis nie. Paulus skryf het, hy sê, Here, ek sal by verre weg, sal ek eerder, die dood is vir my 'n wins, want as ek nie meer is nie, is ek by u. Hoe wonderlik gaan dit wees. Sien, dis 'n gelowige se gedagtegang in hierdie tye wat hierdie gerugte kom van sy koms is naby, sy tyd naby, is baie mense vreesagtig, maar die wat werklik in verhouding met Jesus Christus staan is opgewonde. Sê, ek kan nie wag om dit te sien. Ek het nou die aand hier by die gebedsdienste te sê, Here, met al hierdie gerugte, kan ons bid, Here, kom, Jesus kom, ons sing dit baie keer, kom, Jesus kom. Hoe lekker gaan dit nie wees as Jesus kom nie. As maar die dag van die Here sal kom, soos 'n dief in die nag, waarin die hemele met gedruis sal verbygaan en die elemente sal brand en vergaan en die aarde en die werke wat daarop is sal verbrand. Wil al die dinge dan vergaan, hoe danig moet julle nie wees in heilige wandel en godsvrug nie. Kerk, hoe danig moet julle nie wees in heilige wandel en godsvrug nie.
Hier kom die waarskuwing. Hier kom Petrus en sê, kerk, ek skryf julle, want die dag van die Here kom. Maar jy moet gereed wees. Hy sê julle, wat die koms van die dag van God verwag en verhaas. Ons moet hom verwag. Waardeur die hemele deur vuur sal vergaan en elemente sal brand en versmelt. Maar ons verwag volgens sy belofte nuwe hemele en nuwe aarde waarin geregtigheid woon. Daarom, geliefdes, terwyl julle hierdie dinge verwag, beywer julle dat julle vlekkeloos en onberispelik, sonder aanklag, voor hom gevind mag word in vrede. Dis Petrus se woorde. Ons moet gereed wees. Vlekkeloos, onberispelik. Lukas 21 gaan ek na Jesus se woorde self. Daai was Petrus wat ons gepraat het, dis die eerste getuie. Die tweede getuie is Jesus self. Hy sê maar pas op, Lukas 21:34, pas op vir julleself. Dat julle harte nie miskien beswaar word deur swelgery en dronkenskap en sorge van die lewe nie. En die dag julle nie skielik oorval nie. Pas op. Pas op. Want die dag kom skielik. Want soos 'n struik sal hy kom oor almal wat op die hele aarde woon. Waak dan en bid altyd deur, sodat julle waardig geag mag word om al hierdie dinge wat kom te ontvlug en voor die seun van die mens te staan. Jesus self. Waak en bid altyd deur. Nie dat julle harte beswaar word met swelgery en dronkenskap en sorge van die lewe nie. Dis 'n paar liggies wat aangaan. 'n Paar keer as ons die woord lees, dan sekere verse wil ons eerder net so 'n bietjie vermy, want weet ons tone word seer. Want ons tone word soms getrap. Swelgery is om jouself te verloor, eintlik in kos, selfe woord as brassery, en net feesviering wat saamgaan met dronkenskap. Dronkenskap, ek dink dis een van my grootste bekommernisse. In ons Afrikaner kultuur. Ons moet ons jong mense, ouers, jy kinders waarsku. Wel, almal doen dit. Maar almal gaan nie gereed wees nie. As ek die woorde van Jesus hier lees, is Jesus self, hierdie is nie nou in 2 vers 3 nie. Ek staan hier voor jou vanoggend en weet, die Here se koms kom onverwags. En ons moet die kerk toerus en voorberei, en ons moet mense leer om gereed te wees. Dronkenskap en sorge. Hy bekommernisse. Ja, maar dis menslik. Ja, dis menslik, maar ons aanbid 'n God wat bo ons sorge is. Sorge van die lewe en die dag, julle nie skielik oorval nie, want jy sien die sorge wil ons so besig hou en ons fokus kom steel, ons aandag kom steel op die wêreld, want die wêreld wil jou boelie, die wêreld wil jou laat verstaan, jy het nie goed genoeg nie, jy het nie genoeg nie. Jy moet harder werk en meer geld verdien, om die sorge te deel. Gaan lees Spreuke. 'n Ryk man het meer bekommernisse. Want hoe meer goed, hoe meer bekommernisse, meer kan hulle van jou vat. Hoe moeiliker is dit om die goed te los. Waak dan en bid. Jesus se woorde self, en dan die derde getuienis is Paulus. Paulus wat skryf vir die kerk in Tessalonisense, en ek gaan hierdie gedeelte in die boodskapvertaling vir jou lees. Hy sê dit net verstaanbaar. Hy sê, my broers en susters, dis nie vir my nodig om met julle te praat oor presies wanneer die Here gaan terugkeer, of wat alles sal gebeur as hy terugkeer nie. Ok, dis 'n interessante stelling.
wat Paulus hier kom maak. Hy sê, dis nie my nodig met julle te praat nie. En dis, hier's my die hoop. Hier's my die sleutel van al hierdie gerugte van sy wederkoms. Hy kom, Paulus sê, ek hoef julle nie te herinner nie, ek hoef nie vir julle te sê, hoor jy, onthou net die Here kom terug. Wees net versigtig, pas op net die Here kom terug. Ek hoef julle nie te waarsku nie. Hoekom nie? En hy gaan verder en hy verduidelik hoekom nie. Hy sê, julle weet teen hierdie tyd baie goed, dat die dag waarop die Here terugkom, net so onverwag sal plaasvind, soos 'n dief wat in die middel van die nag by jou huis kom inbreek. Baie mense sal nog sê, ag nee wat, alles is veilig. Dan val alles rondom hulle skielik in mekaar. Hierdie mense sal begin skree van die pyn, net soos 'n vrou wat op die punt staan om geboorte te gee. Maar dit sal niks help nie. Niemand sal op daardie dag wegkom nie. Gelukkig is ek nie oor julle bekommerd nie. Ek dink hierdie is die ideale gemeente. Gelukkig is ek nie oor julle bekommerd nie. Dis hoekom ek julle nie hoef te waarsku nie wat Paulus kom sê. My broers en susters, julle leef nie in die donker nie. Daarom sal die dag van die Here julle nie onkant betrap nie. Weet jy wie gaan onkant gevang word? Die wat in die nag wandel. Maar ek en jy, wat die spore van geregtigheid wandel, hoef nie bekommerd te wees oor daardie dag nie. Hy sê, gelukkig is ek nie oor julle bekommerd nie, my broers en susters, julle leef nie in die donker nie, daarom sal die dag van die Here julle nie onkant betrap nie. Julle sal gereed wees, want julle leef altyd in die Here se lig. Ons as gelowiges is immers dagmense, nie nagmense nie. Ons het niks om vir hom weg te steek nie. Kan julle hier sien die ideale gemeente? Niks om weg te steek nie. Sê nie ek is foutloos nie, maar my foute steek ek nie weg nie. Ek bely dit wanneer ek moet. Ek bring dit in die lig wanneer ek moet. Ons mag nie aan die slaap wees, soos daardie mense wat niks met die Here te doen wil hê nie. Nee, ons moet helder wakker wees, ons moet reg leef. Die sonde is soos 'n slaappil. Kan jy van hierdie boodskapvertaling. Hy sê die sonde is soos 'n slaappil. Wat maak jy in die slaap? Wat maak dat jy in die donker wandel? Sonde is soos 'n slaappil. Dit sis mense aan die slaap. Daarom strompel daardie spul wat hulle aan drank oorgee soos slaapwandelaars van die een dronkpartytjie na die ander. Gelukkig het die Here ons uit ons slaap wakker gemaak. Kerk, is ek en jy wakker uit die slaap uit? Ons leef nie en ons is nie aan die slaap nie, want ons leef nie in donker nie. Ons is dagmense. Sê vir jou lag, sê dag man, dag meneer. Dagmense. Ek is 'n dagmens, as jy 'n dagmens. Ek lewe soos 'n dagmens. Hy sê, gelukkig het die Here ons uit die slaap wakker gemaak. Ons is dagmense wat die Here se spesiale wapens moet aantrek. Geloof en liefde is die eerste spesiale wapen wat die Here vir ons gee om ons hart soos 'n pantser te beskerm. Ons moet al ons vertroue in God stel om ons te lei. Die tweede wapen wat die Here ons gee is 'n vaste oortuiging hier binne in ons dat ons onderweg is na die Here se wêreld. Is jy oortuig dat Jesus kom om jou te kom haal? Dit pas soos 'n sterk helm op ons kop. Helm van verlossing. Ek is nie meer vasgevang in hierdie wêreld nie. Ek is nie meer vasgevang in hierdie tydelike nie. Ek lewe in die ewige. Ek lewe in 'n dimensie wat groter as hierdie tydelike wêreld is. Hierdie wêreld kan my nie onderkry nie. Ek het nie die wêreld lief nie, want ek het God lief. Ek kan nie die wêreld en God gelyktydig lief hê nie. Ek het 'n keuse gemaak om die wêreld neer te lê, die wêreld se gesindheid, die wêreld se lewenstyl op te offer, want ek wil God behaag in gereedheid vir die dag wat hy my kom haal. God het besluit om ons nooit in der ewigheid aan sy straf onderwerp sal word nie. Vir die wat in die dag wandel, nie hoef jy bekommerd te wees om te ontmoet nie. Maar daar is nie vir jou straf nie. God het besluit dat ons nooit in ewigheid aan sy straf onderwerp sal word nie, maar dat ons deur die Here Jesus Christus gered word. Daarom het hy in ons plek gesterf. Dit maak nie saak of ons nog lewe op die dag en wanneer ons terugkom of ons al dood is nie. Ons plek daar by Christus is klaar bespreek. Ons gaan vir altyd saam met hom leef. Wat 'n blye tyding. Wie is opgewonde oor wat Paulus hier skryf? Hy sê, julle moet asseblief met mekaar gesels oor al die dinge wat ek nou
vir julle gesê het. Selgroepe, ek wil vir julle sê, ons moet praat oor hierdie goeters. Gelowiges, wanneer ons by mekaar kom, moet ons praat oor die dag wat die Here terugkom. Want dis ons motivering. Dis jou motivering vir 'n lewenstyl. Dis 'n motivering vir 'n gesindheid. Dis 'n motivering vir 'n waardesisteem om 'n ideale kind van die Here te wees. Wat motiveer my? Die wete Jesus kom terug. Ek weet nie wanneer nie. Ek worry ook nie wanneer nie, want ek is elke dag gereed. Dit kan vandag my laaste dag wees. Ons weet nie, hy kan vandag besluit om jou te kom haal, is dit nie 'n wegraping of 'n eindtyd of 'n basseingeklankie, as hy jou kom haal, as jou asem uitgeblaas het, is jou kans verby. Maar die wat in Christus ontslaap het, sal eerste opstaan saam met Christus as hy terugkom. En ons is gereed en opgewonde omdat ons 'n lewe in Christus, in die geloof aan die werk wat volbring is in die kruishout van Golgotha. Ons het hoop op die ewige lewe, 'n hoop wat nie beskaam nie, kerk. Daarom sien ons uit wanneer hierdie gerugte bring. En vir ons datums kom gee, dan sê ons, broer, great, mag dit so wees, ons sien uit. God, wat gaan ons maak? Wat van al my goedjies, en wat van al... Nee, Jesus kom weer, ons sien uit. Dis die ultimate van ons geloof, is die wederkoms van Jesus Christus. En ek en jy moet dit verspoedig, ons moet sê, Here, mag U kom, ek verlang om by U te wees. Ek verlang om daardie nuwe hemel en 'n nuwe aarde in besit te neem. Jesus sê, ek gaan weg, maar as ek gegaan het, gaan ek om vir julle plek voor te berei. En met my Vader se huis is al baie wonings, en ek kom weer terug om julle te kom haal. Imagine daai mansion wat Jesus vir ons gaan voorberei in die hemele. En daai nuwe hemel en nuwe aarde waar geregtigheid gaan heers. Wie is geregtigheid? Jesus gaan heers. Dis die nuwe hemel en die nuwe aarde. Dis hoekom hy sy koningskap kom vat het hier op aarde om te sê die nuwe hemel en die nuwe aarde is 'n plek waar Jesus gaan heers. Hoe wonderlik gaan dit nie wees om deel te wees van die heerskappy van Jesus Christus oor 'n plek waar ons bly nie. Dat daar nie korrupsie is nie, dat daar nie ongeregtigheid is nie, maar dat daar slegs geregtigheid is, want God gaan sy oorspronklike plan kom herstel wat hy vir ons bestem het, maar met sy seun in beheer. Imagine 'n regering waar Jesus in beheer is. Dis wat vir ons wag, kerk. As julle moet asseblief met mekaar gesels oor al hierdie dinge wat ek nou vir julle gesê het, praat mekaar moed in. Ek weet julle doen dit, maar hou asseblief daarmee aan. Dis wie ek en jy as gelowiges is. O broer, die regering, ons is so negatief. Nee. Jy's nie geroep om iemand moedeloos te maak nie. Jy's geroep om iemand moed in te praat. Ons sê, ongeag wat hierdie regering doen, daar's een wat regeer en sy naam is Jesus. En hy het 'n woord oor ons land en ons staan op die woord van die Here en ek en jy moet daai woord lewe gee deur lewe te spreek oor ons land, oor ons regering, oor die toekoms van ons land. Want daar's mooi dinge wat wag vir Suid-Afrika. Die wêreld gaan kyk na Suid-Afrika en sê maar ons wil dit doen soos hulle dit doen. Want die Here gaan transformasie bring en hy's klaar besig met die transformasie. Hy het my woord gee 40 jaar. Ons is in hoeveelste jaar? 30, 35, amper 34, 31 jaar. Ja, 31 jaar. Van die blykbaar die wêreldtransformasie, maar daar's 'n werklike transformasie wat kom. En hy's besig, klaar met die transformasie. Matteus 7 vers 13 sê, gaan in deur die nou poort. Want breed is die poort, en wyd is die pad wat na die verderf lei. En daar is baie wat daardeur ingaan. Want die poort is nou en die pad is smal, wat na die lewe lei. En daar is min wat dit vind. Jesus aan die woord. Wat wil hy vir ons sê? Het gaan nie maklik wees nie. Ek en jy kan opgewonde wees. Maar 'n nouer pad is 'n groter uitdaging. 'n Nouer poort is 'n groter uitdaging as die wye, die maklike pad. En hy sê daar's baie wat daar ingaan. Min wat nie ingaan nie. Dan sit jy vanoggend en sê, maar hoe doen ek dit? Hoe bly ek op hierdie pad? Hoe bly ek op hierdie nou pad? Dis 'n uitdaging. Kerk, jy's mens, ek is mens, vir ons almal is dit 'n uitdaging. As jy vir my gesê het, ag nee wat, dis 'n fees. Dis plain sailing. So ek sê, wat se planeet leef jy? Maar ek wil vanoggend net dit saamvat met iets wat Moses ons kom leer. Toe die Here vir my opdrag gee en sê, Moses, ek wil jy met my volk lei, ek het 'n pad wat ek vir julle uitgebaan het. Ek wil jy my volk lei na my beloftes.
En Moses het die opdrag kry en daar's 'n ontmoeting met die brandende bos en hy het volk gaan haal en hulle is hier in die woestyn en dinge begin eintlik al klaar bietjie skeef loop met 'n kalf wat hulle bou en al die dinge wat hulle gebou het en Moses besef hierdie opdrag is baie groter as wat ek gedink het dit is. Hierdie pad, hierdie nou pad, ek dink ek en jy het dit al besef, is meer uitdagend as wat ons gedink het dit gaan wees. En die wêreld is vol versoeking. Moses kom hier en die woord sê, hy het na die tent van samekoms, het hy uitbeweeg, hy het 'n tent opgestel net buite waar hulle gekamp het. En as Moses soheen te beweeg het, gaan lees dit, jy kan eintlik die storie gaan lees in Eksodus 33, as Moses soheen te beweeg het, in die tent ingegaan, en dan kom die wolk, wat hulle gelei het, en hy kom staan oor die tent, by die ingang van die tent. En dan as Moses in die tent was, en is interessant, hy en sy second in charge, eintlik Joshua, het in die tent ingegaan. En dan as Moses in die tent was, het die wolk by die tent kom staan, en dan die hele volk by hulle eie tente se deure gestaan, en gekyk, en dan hulle gebuig, na die wolk toe. Die wolk is 'n tipe van die Heilige Gees, in die Ou Testament, wat hom verteenwoordig in die Ou Testament. En dan sê die woord, dan het Moses met God 'n gesprek gehad, soos twee vriende met mekaar gehad het. It's amazing. En dan Moses met God stilgesit en met hom hierdie gesprek gehad en hoor die gesprek wat Moses voer en ek glo, kerk, as ek jou goeie raad kan gee, voer dieselfde gesprek. Want dit wat Moses hier beleef, in 'n tyd wat God 'n afstand tussen hom en mens gehad het, het hy tot sekere mense genader het. Maar ek en jy leef in 'n nuwe dispensasie, in die Nuwe Testament. Daar's nie meer afstand tussen ons en God nie. Jy kan by jou Vader gaan stil sit. Jy moet hom 'n gesprek voer oor jou lewe, oor jou toekomspad. En hoor wat doen Moses? Hy sê op 'n keer het Moses vir die Here gesê, kyk, dis Eksodus 33 vanaf vers 12. Kyk, U beveel my om met hierdie volk te trek, sonder om my mee te deel vir wie U saam met my stuur. Tog het U gesê, ek ken jou by jou naam, ek is jou goedgesind. As U my dan goedgesind is, maak my U wil bekend, sodat ek U kan leer ken en kan doen wat U verwag. Onthou tog, hierdie nasie is U volk. Toe die Here gevra, moet ek self saamgaan en vir jou vrede gee? En hoor as Moses reaksie. Toe sê Moses vir die Here, as U nie self saamgaan nie, moet U ons nie van hier af laat wegtrek nie. Een van die vertalings sê, Here, moet ons nie, laat ons 'n tree verder gee, as U nie saamgaan nie. Moses geweet, is uitdagende pad wat voor hulle lê. Is uitdagende mense wat hy mee moet werk. Here, ek gaan nie hierdie alleen kan doen nie. Here het nooit my meegedeel, wie gaan my help nie? Here het nooit my meegedeel, wie gaan saam met hierdie pad stap nie? En God sê, o Moses, nou wat wil jy nou hê? Wil jy ek self moet saamgaan? En volgens staan die Here voor ons as kerk. As jy nooi my saam, ja, die pad is nou, maar is 'n moontlike pad. Onmoontlik alleen. Maar moontlik as ek saam met jou is. En Moses reaksie is, Here, asseblief, as U nie saamgaan nie, wil ons nie 'n tree verder gee nie. Here, ons gaan dit nie maak nie. En ek wil vandag vir jou sê, ek staan voor Here en sê, Here, hierdie wêreld met sy uitdagings, en hierdie nou pad wat voor ons staan, om by daai nou poort uit te kom, wat in die ewige lewe lei, is 'n uitdagende pad. Maar ek dank U, Vader, dat hy nie ons alleen gelos het as wese nie, maar dat ek goeie moed het. Hy sê, Moses het gesê, Here, as U nie self saamgaan nie, moet U ons nie van hier af laat wegtrek nie. Hoe sal die mense, hoor mooi, en ek hou van die vers 16, hoe sal die mense weet dat ek en U volk U goedgesindheid geniet, as U nie saam met ons gaan nie? Dit is juis deurdat U met ons saamgaan, dat ons, ek en U volk, anders is, as al die ander volke op die aarde. Is jy anders? Wie maak jou anders? Wat maak jou anders? Wat maak jou dat jy nie saam met die stroom net vloei en doen maar wat almal doen? Ag, almal doen dit, so dis seker oukei. Nee.
Nee, 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 want die dag van die Here kom soos 'n dief in die nag. En ek en jy moet vlekkeloos wees. Ons moet in geregtigheid wandel. Wie lei my op die spore van geregtigheid? Hy alleen. Hy maak jou anders. Hy maak ons anders. Hy sê, as jy nie saam, ek en die volk anders is as al die ander volk op die aarde. Die Here het vir Moses geantwoord. Ook wat jy nou gevra het, sal ek doen. Ek is jou goedgesind en ek ken jou op jou naam. Hoor jy vanoggend die woord van die Here? Vat dit vanoggend as 'n profetiese woord. As jy my vra, gaan ek saam met jou gaan, sê die Here. Vra my net. En ek sal doen. Want jy sien, Moses verklaar sy afhanklikheid aan die Here. En dan Josua, interessant van Josua, as Moses die tent verlaat het, waar die Here se teenwoordigheid was Josua die ouetjie wat agtergebly het. He enjoyed the presence. Hy was amper 'n teenwoordigheidsvraat. Josua was saam met Moses op die berg, hy was saam met Moses in die tent van samekoms, en Josua is die een as Moses gegaan het of agtergebly het. Maar onthou Josua, toe die beloftes van God in besit moet neem, en hy besef, ons is nou deur hierdie woestyn, hier staan die beloftes van God voor ons, hier is 'n land wat ons in besit moet neem, het God geweet, Josua kan dit nie op sy eie doen nie. Jy sien hoe hou ek en jy moet. Hoe ons kop bo water, nie net kop bo water nie, ons as gelowiges moet nie kop bo water nie, ons moet op die water loop. Ongeag van die golwe. Ek en jy moet waterlopers wees. Hoekom? Want ons oë is nie op die golwe nie. Ons oë is op die leidsman en volëinder van ons geloof. Hou goeie moed, kerk. Jy gaan dit maak. Hoekom gaan jy dit maak? Josua 1 vers 9. Het ek jou nie beveel nie. Wees sterk en volmoed. Wat is die rede dat Josua sterk en volmoed was? Die Engelse woord is be courageous. Wees nie bevrees of verskrik nie. Hierdie bekommernisse, jy hoef nie dit te hê nie. Jy hoef nie om mee saam te leef nie. Hoekom nie? Want jy leef in 'n bewustheid. 'n Bewustheid van wat? Hy is Immanuel. Sy naam is ons berusting. God met ons. Wees sterk en volmoed, wees nie bevrees nie of verskrik nie, want die Here jou God is met jou oral waar jy heen gaan. Die psalmdigter sê, as God aan vir my is, wie kan teen my staan? Weet jy dat God is vir jou? Het jy daardie gesprek met hom gehad en sê, Here, hier is 'n paar uitdagings. Maar Here, ek waag dit nie om een van hierdie uitdagings aan te pak as U nie saam met my is nie. Maar as hy met jou is, dan kwyn daardie uitdagings net weg. Want hy is almagtige skepper van hemel en aarde. En dan Matteus 24 vers 13. Maar wie volhard tot die einde toe, hy of sy sal gered word. Daar's 'n einde wat kom. Maar ek en jy moet volhard. En die realiteit is, in ons eie krag, in ons eie pogings, wie van julle het al julle self geval? Maar hy is met ons. Hou goeie moed. Here, ek gee nie 'n tree verder as U nie saam met my gaan nie. Here, as U saam met my is, sal ek gereed wees vir daardie dag, wat kom soos 'n dief in die nag. En dan gaan ek in opgewondenheid uitsien na die dag wat Jesus terugkom, om ons te kom haal. Dalk is dit vandag, wie weet? Niemand, behalwe die Vader nie. Dalk is dit oor 'n jaar, dalk is dit oor 5 jaar, dalk is dit oor 1000 jaar, ons weet nie. Al wat ons weet, is Jesus het vir ons die weg oopgebaan. En ek en jy is nie alleen nie. Hy sal die trooster stuur. En julle sal krag ontvang wanneer my gees oor julle kom en julle sal my getuies wees. En ek wil afsluit met 2 Korintiërs 13 vers 13 waar Paulus kom in die kerk groet. 'n baie bekende skrifgedeelte wat baie keer gelees word aan die einde van dienste in gemeentes. Maar hoor wat hy sê.
Ek lees in die boodskapvertaling, hy sê die goedheid van die Here Jesus Christus, die oorvloedige liefde van God en die kragtige teenwoordigheid van die Heilige Gees is by julle almal. En die volk sê, glo jy dit, kerk? Kom ons sluit ons oë. Volgens sit jy hierso en jy besef, jy is nie gereed nie. As dit vandag sou wees, wonder jy of jy gereed sou wees. Maar ek het vir jou goeie nuus. Jesus is jou gereedheid. En al wat ek en jy nodig het om te doen, is om ons lewens voor hom bloot te stel en sê, Here, hier is ek. Hier is dit wat tussen my en u staan. Dalk is dit die vyand wat jou kom laat twyfel oor jou geloof, identiteit in Christus. Die beste ding wat jy ooit kan doen, is om die opdrag uit te voer wat Jesus vir jou gegee het. Bekeer jou en laat jou doop en jy sal gered word. Die stap van die doop is 'n bevestiging van jou geloof en 'n sekerheid wat gevestig word in jou hart. Want dit is 'n biblieke verklaring wat jy maak. 'n Verklaring van 'n innerlike besluit wat jy maak om Jesus te volg. En dalk sit jy hier en sê, Here, maar daar's dingetjies in my lewe. Goeders wat ek toegelaat het om te heers. Dalk is daai bekommernisse. God sê hy is getrou en regverdig. Dat as jy jou sondes bely, sal hy vergewe en jou reinig van alle ongeregtigheid. En dalk moet jy net voor die Here sit en sê, Here, hier is ek stel myself bloot. Hier is my hart. Ondersoek my en ken my. En as daar enigiets is wat tussen my en u staan, Here, as daar enige ongeregtigheid is en sonde is wat my verhinder om opgewonde te wees oor die wederkoms. Here, kom maak my vry en kom reinig my. Dis die God wat ons aanbid. Sy genade is groter, altyd groter as enige oortreding. Jy hoef nie te leef met skuldgevoel nie, want hy het gekom vir 'n skoon gewete. Maar vanoggend wil die Heilige Gees jou kom bedien met vreugdeolie. Met 'n nuwe opgewondenheid in jou hart. Hy wil jou moed kom herstel. Want dit is God wat met jou is, wat jou die goeie moed gee. Vader, vanoggend wil ons voor U sit. En Here, as daar enigiets is wat 'n hindernis is, wil ons dit voor U kom bely. Net daar wees sit. God ken jou hart, hy ken jou gedagtes. Here, hier is my hart. Here, hier is my negativiteit. Hou op, hou op, hou op. Hier's mense wat hier sit met kritiek in hulle harte. God is nie tevrede met kritiek nie, jy gaan dit nie maak nie. Want is die grootste sonde van hoogmoed is kritiek. Die wêreld word nie gered deur kritiek nie. Die wêreld word gered deur genade en liefde. Kom tot inkeer, sodat jy nie Jesus mis nie. Ek wil volgende dit weer sê. Hou op om in 'n geveg te wees die hele tyd. Dis nie die hart van God nie. Kom tot inkeer, jy gaan nie gereed wees nie. Hoor die waarskuwing vanoggend, kerk. Hy het sy seun gestuur nie om die wêreld te oordeel nie, maar deur die wêreld deur hom gered sal word. Dis die liefde van God. Want ons trek dit aan, sy liefde. Here, help ons om in vrede te lewe. Help ons om in harmonie met mekaar te lewe. Help ons, Here, dat die wêreld ons nie onstuimig sal maak in die omstandighede nie, maar dat ons saam met U sal heers oor hierdie wêreld met die vrede wat in ons harte is, Here. Here, vergewe die gees van kritiek en kom breek dit weg van ons lewens af, Here. Die gees van oordeel wat nie U hart is nie. Here, kom maak ons vry van dit. Maak ons los van dit, Here. Dat ons in die liefde sal wandel, gereed, vlekkeloos, besig, Here, om die mense te bedien met U liefde, met U genade, met U goedertierenheid. Here, kom vul ons vanoggend
met daardie genade. Here, dat dit so strome van lewende waters net deur ons sal spoel. En al die wêreld, Here, waar ons in beweeg, as ons by die deure uitbeweeg, môre daar by die werk, daar by die skool, Here, dat mense u genade in ons en deur ons sal beleef. Genade wat hulle nader trek aan u, Here. Liefde wat hulle oorweldig. En al die vrees en die straf kom uitsluit. Dankie Vader dat u ons genadig is, dat ons vanoggend ons sondes en ons kritiek en ons negativiteit voor u kan bely. Here, ek bid vir 'n bewustheid van u teenwoordigheid. Here, die eerste bewustheid wanneer ons oë oopmaak in die oggend vroeg. Gemeenskap met die Heilige Gees. Here, dat ons elke tree sal gee met die wete u is met ons. U is vir ons. En as u vir ons is, wie kan teen ons staan? Dankie Jesus, dat u eendag ons gaan kom haal. Ons sien uit na daardie dag. Kom maak ons opnuut weer opgewonde oor u wederkoms. En Here, ek bid vir die mense wat uitlatings maak het oor die datums. Here, u ken hulle harte, u ken hulle motiewe en eintlik, Here, wil hulle u volk net weer kom wakker skud het. Mag ons nie krities wees nie. Maar Here, mag dit ons wakker skrik om besig te wees en anders te wees as hierdie wêreld. Ons eer en ons loof u vir u liefde, u genade en u goedertierenheid. In Jesus Christus naam. Amen.